Wil jy wat God wil? Ons was al 'n hele paar keer in Israel en onder andere in die Church of All Nations waar so 'n platterige rots vertoon word waar Jesus moontlik hierdie gebed gebid het. In Matteus 26 vers 39 lees ons daarvan: dis nou Jesus het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond te gebid. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar soos U wil. Nou daardie kerk word doelbewus donker en stil gehou sodat mense iets van hierdie gebed en totale oorgawe in die duister van die lewe kan bid en kan ervaar. Nou destyds in die donkerte van Getsemane, met die kruis reeds sigbaar voor hom, bid Jesus die swaarste gebed wat ooit gebid is. Nie 'n gebed om die verlossing van die pyn nie, maar 'n gebed van oorgawe. Sy eie wil buig voor 'n groter wil. En juist daardie oomblik van oorgawe word die draaipunt van die hele menslike geskiedenis. Andrew Murray, wat so 'n groot rol gespeel het in die geestelike herlewing in Suid-Afrika, het dit raak gesien toe hy in 1896 geskryf het oor presies hierdie worsteling. In so 'n klein boekie wat ek nou lees, Nie my wil nie, en dis die 1939 vertaling, skryf hy dat daar geen ander hemel is nie hier in die hart en ook nie in hiernamaals nie, buiten in die wil van God self. Vir Murray is God se wil nooit 'n koue en hartvogtige bevel nie, maar louter geestelike, goddelike liefde en hemelse heerlikheid. Sy oproep is eenvoudig: gee jouself oor en sê alleen die wil van God, altyd, in alles. Nou onthou, hy het dit in 1896 al geskryf. Die weergawe wat ek lees is later eers. Dit klink dalk na oorgawe wat jou magteloos laat, maar sielkundige navorsing bevestig juis die teenoorgestelde. Wong MacDonald en Goshug het in hulle studie oor godsdienstige coping of hantering gevind dat gelowiges wat hulle wil doelbewus aan God oorgegee het, wat hulle surrender coping noem, 'n beduidend groter geestelike welstand ervaar as die wat op hulle eie beheer staat maak. Om jou wil oor te gee is nie om beheer te verloor nie, dis om te vertrou dat 'n groter, goeie, wyse hand die verloop van jou lewe in sy hand het. En daarin lê juis vrede. So wat moet jy dalk vandag oorgee om te wil wat God wil? Leef geïnspireerd.